In die nuus vanaand, president Cyril Ramaphosa wil ekonomiese bande tussen Suid-Afrika en Spanje versterk. Wêreldmarkte juig na die heropening van die straat van Hormuz. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin. President Cyril Ramaphosa sê sy besoek aan Spanje weerspieël die kragdadigheid van die twee lande se langdurige vennootskap. Hy sê hulle is ook daartoe verbind om 'n moderne, dinamiese en wederzijds voordelige ekonomiese verhouding te bou. Ramaphosa het 'n sakeforum in Madrid toegespreek. Die president sê handel tussen die twee lande het verlede jaar op 2,8 miljard euro te staan gekom. Dit maak Spanje een van Suid-Afrika se vinnigste groeiende vennote in die Europese Unie. Ramaphosa sê die lande behoort nie mee te ding nie, maar eerder mekaar aan te vul. A dispute arose between us where we seemed to be competing to the death. Now I'm going to be talking to President Sanchez later tomorrow, and I will say that the dispute that's been declared in the EU should be settled, and it should be settled between South Africa and Spain. Die president het ook verwys na Spanje se onderneming om miljarde euro in Suid-Afrika se energieoorgang te belê. South Africa is a really outstanding investment destination. And through this, your companies that have invested in South Africa have been able to create jobs which we sorely need of more than 20,000 people across various sectors. President Ramaphosa het bygevoeg dat Spanje Europa se toonaangewende land is in waterbestuur en ontsouting. Dit is tegnologie wat Suid-Afrika benodig om sy waterprobleme te takel. As many of you know, we are a water-stressed country, possibly one of the few water-stressed countries in the world. In infrastructure, hydrogen and tourism, Spain sets standards that the world just follows. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stau, sê die sitrussektor moet op 'n manier bestuur word dat opkomende boere nie benadeel word nie. Hy sê Suid-Afrika bied 'n wye reeks produkte aan die EU. In agriculture and agro-processing, there is clear room for growth. South Africa's counter-seasonal production offers a natural complement to the European market. Die president van die Spaanse Konfederasie van Sakeorganisasies, Marta Blanco, het gesê die private sektor kan 'n betekenisvolle rol in die versterking van handelsverhoudinge tussen die twee lande speel. President Ramaphosa sluit sy werksbesoek aan Spanje môre af met bilaterale samesprekings met president Pedro Sanchez. Wêreld- en Suid-Afrikaanse markte het uitbundig gereageer op die aankondiging dat die straat van Hormuz weer oop is vir alle kommersiële skeepsvaart. Die olieprys het in die eerste uur na die aankondiging met meer as 9% tot onder $90 'n vat gedaal, terwyl die JSE met 2000 punte die hoogte ingeskiet het. Die aankondiging is deur Iran se minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, gemaak. Daarvolgens sal die straat vir die res van die VSA-Iran skietstilstand wat op 22 April verstryk oop wees. Hoewel president Donald Trump Iran bedank het vir die oopstelling, het hy benadruk dat die VSA se vlootblokkade van krag bly totdat Amerika 100% verseker is van die Iran se verbintenis tot die skietstilstand ooreenkoms. Die blokkade geld egter net vir skepe van Iran. Die sluiting van die sleuteldeurgangroete in die Persiese Golf het reuse ontwrigtings veroorsaak in veral olie- en kunsmisuitvoere. Die oopstelling volg te midde van 'n vergadering van verskeie Europese, Asiese en Midde-Oosterse leiers in Parys en Frankryk oor die heropening van die deurgangroete. Intussen het duisende Libanese wat deur Israel se aanvalle op Hezbollah-teikens in die suide van Libanon en Beirut ontwortel is, begin terugkeer na wat van hulle blyplekke oor is. Volgens Trump baan die skietstilstand die weg na 'n blywende vredesooreenkoms. Die VN sê sy sekretaris-generaal Antonio Guterres verwelkom enige stap wat die oorlog kan beëindig. The United Nations, through our political and peacekeeping missions, remains ready to support these efforts and continues to urge the full implementation of Security Council
Resolution 1701. And that full implementation is towards a permanent ceasefire and a long-term solution to the conflict. In 'n verklaring sê die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu enige vredesooreenkoms moet die ontbinding van Hezbollah insluit en dat Israeliese magte in die suide van Libanon aanbly. Hezbollah sê die vredesooreenkoms moenie Israel onbeperkte vryheid van beweging binne Libanese gebied toelaat nie. Die militante groep hou vol dat die voortgesette teenwoordigheid van Israeliese magte in Libanese gebied, Libanon en sy burgers die reg gee om weerstand te bied. Baie Libanese is versigtig optimisties oor die skietstilstand, terwyl ander skepties is. Die Libanese weermag het kort na die skietstilstand in werking getree het, skendings aangekondig nadat Israel verskeie dorpies in die suide van die land gebombardeer het. Volgens Trump sal die leiers van Israel en Libanon binne die volgende 2 weke by die Withuis ontmoet om oplossings vir 'n blywende skietstilstand te bespreek. In Walmer in Gqeberha is 4 jong mense in 'n plakkershut doodgeskiet. Die slagoffers is 2 broers van 20 en 22 jaar oud en 2 jong vroue van 17 en 19. Al 4 het noodlottige skietwonde opgedoen, meestal kopwonde. Die motief vir die aanval is onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die saak teen Siyabonga en Malusi Ndimande, die broers wat verbind word met die hoëprofielmoorde op Kenan aka Forbes en sy vriend Tebelo Tips Motswane is na die Durban Hooggeregshof oorgeplaas. Hulle saak is gevoeg by die van die 5 ander medebeskuldigdes, Lindokuhle Mkwanazi, Lindani Ndimande, Siyanda Myeza, Mziwe Temba Gwabeni en Lindokuhle Ndimande. Die Ndimande broers is verlede jaar van Eswatini aan Suid-Afrika uitgelewer. Die voorverhoorverrigtinge vind op 19 Junie plaas met die verhoor wat in Julie sal begin. Bellarmine Mugabe, die seun van die voormalige Zimbabwese president Robert Mugabe, het skuldig gepleit op aanklagte dat hy onwettig in Suid-Afrika is en ook die rig van 'n vuurwapen. Die vuurwapenklag hou verband met 'n voorval 2 weke voor die skietery by sy huis in Hyde Park, Johannesburg. Sy medebeskuldigde, Tobias Matonotse, het skuldig gepleit op aanklagte van poging tot moord, regsverydeling, die oortreding van die land se immigrasiewette en die besit van ammunisie. Die beskuldigde se regspan het versoek dat hulle nie gevangenisstraf opgelê word nie. Mugabe is bereid om sy eie deportasiekoste te betaal. Die saak is tot volgende Vrydag uitgestel. Die metaalwerkersvakbond noem saai die uitstel van die voorlopige likwidasie van die Ikapa Minerals myn in die Noord-Kaapse Hooggeregshof verwelkom. Die vakbond sê hy is gekant teen die likwidasie aansoek omdat dit 'n negatiewe impak op werkers sal hê. Die aansoek is ingestel na 'n modderstorting in Februarie waar tydens 5 mynwerkers dood is. Sowat 1200 mynwerkers kan hulle werk verloor. Die saak is tot 30 Oktober uitgestel. Die Afrikaanse nuus gaan net hierna voort, bly gerus ingeskakel. Die geskorste finansiële hoof van Tswane, Gareth Mnisi, sê sy vriendskap met Sergeant Fanny Nkosi het verdiep tydens 'n moeilike tydperk in sy lewe. Hy ontken egter dat hy Nkosi met tenders bygestaan het na beweringe van tendermanipulasie in die stad Tshwane, asook die Tshwane Metropolisiediens. WhatsApp-boodskappe op Nkosi se selfoon het daarop gedui dat hy na bewering die middelman was in 'n geval wat Mnisi en die geskorste adjunkpolisiehoof van die Ekurhuleni Metropolisiediens, Umashi Dlamini, betrek. Nkosi het na bewering met Nisi en Dlamini saamgespan om 'n Tshwane Metropolisiediens veiligheidstender te manipuleer ten einde voorkeurbeurs te bevoordeel. Gubus 85 Solutions word besit deur Kelvin Mahlangu en die veiligheidsfirma Ngabeshiya se eienaar is Nkosi se broer. Terwyl WhatsApp-boodskappe toon dat tenderdokumente tussen Nkosi en Nisi uitgeruil is, ontken laasgenoemde dat hy enige inligting gedeel het of probeer het om die uitkoms te beïnvloed. Verdere ondersoeke na die twee se boodskappe het egter vrae oor 2 individue binne die TMPD, Sipho Nkomo en Joe Mabunda onthul. Nisi beweer hy wou hulle konfronteer oor die opskorting van sy BBP-beskerming, maar verdere inligting toon dat Nkomo en Mabunda TMPD-verteenwoordigers was in die bod-evalueringskomitee vir die veiligheidstender wat onder die loep geneem word.
Die verhoor sal maandag voortgesit word. Die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur het 'n nuwe forensiese laboratorium in Durban aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens oorhandig. Die nuwe laboratorium, wat die polisie tydelik huur, sal na verwagting forensiese ontleding en misdaadondersoeke bespoedig. Daar is tans meer as 27.000 bewysstukke wat die KwaZulu-Natalse forensiese dienste moet ontleed. Vir jare lank veroorsaak 'n agterstand in forensiese ondersoeke dat geregtigheid nie vinnig geskied nie. Verlede jaar het die SAPD gesê Suid-Afrika het 'n agterstand van 140.000 DNA-ondersoeke. In KwaZulu-Natal is meer as 27.000 forensiese ondersoeke, waaronder ook DNA-toetse, onafgehandel. Daar word gehoop dat die nuwe laboratorium ondersoeke sal bespoedig. Die vorige gebou in Amanzimtoti is ontruim, aangesien dit geleë is in 'n gebied wat vatbaar is vir oorstromings. The facility we hand over today will support the forensic investigative work of the South African Police Service in the province of KwaZulu-Natal. It brings together specialized forensic services into a single, secure, fit for purpose environment, strengthening the state's ability to process evidence, support investigations, and improve the integrity of the criminal justice system. Die polisie sê agter meer toerusting en personeel is ook nodig. I know that there's still a lot of work that needs to be done by the South African Police Service in making sure that we equip these facilities with necessary machinery that is going to help us to deliver the service. We know that there are analysts that have been recruited, trainings taking place. Die polisie huur die gebou tydelik terwyl 'n permanente forensiese laboratorium in Pinetown gebou word. Eskom het 'n 3-jaar ooreenkoms onderteken met 2 vakbonde, die NEM en Solidariteit, vir 'n salarisverhoging van 7% per jaar. Die ooreenkoms tree in Junie in werking. Dit behels ook 'n verhoging in werkers se behuisingstoelaas en 'n eenmalige betaling van R10.000 in elke jaar van die 3 jaar lange ooreenkoms. Die 2 vakbonde verteenwoordig 75% van Eskom se personeel. Die derde vakbond NUMSA boikot egter die ooreenkoms en eis 'n 8% verhoging. As a management team, when we put the final offer on the table and we took organized labor through it and we explained the business and operational and financial rationale for that offer, NUMSA then declared a deadlock. From a bargaining process point of view, this offer is final. Our bargaining process has concluded and the members of NUMSA now will also benefit from this collective agreement as much as they have declared a deadlock in the process. Kom ons kyk hoe die markte die week afgesluit het. Mamelodi Sundowns en Esperance van Tunesië stamp môre koppe voor 'n volgepakte Loftus Versveld in Pretoria vir die tweede wedstryd van hulle CAF halfeindstryd. Sundowns het die eerste kragmeting Sondag in Tunesië 1-0 gewen. Al die 52.000 kaartjies vir die wedstryd was binne 'n week uitverkoop. Sundowns verwag weer 'n taai stryd. Thoughts have nothing to do with what we did in the previous one. It's a door that we closed. We look at this match with a match that we want to win. We want to play to win. We want to be a strong team. We want to be very capable. We want to face it with the maximum sense of the will to produce a result. Esperance is hoopvol dat hy nog kan deurdring na die CAF eindstryd. This is the second part of the game, a second leg here in Pretoria. So no, the spirit is good. We train all week long with a good atmosphere because I think despite the lose, we made a very good game
the first leg, and tomorrow we have to score if we want to stay alive. So it will be a very exciting game. Die wedstryd skop môre middag om 3:00 af en sal regstreeks uitgesaai word op SABC1. Die opwinding was behoorlik tasbaar in 'n klein dorpie op die oewers van die Oranje rivier Hopetown tydens die verwelkoming van sy held, die 2026 Two Oceans Marathon wenner, Arthur Jantjies. Jantjies het vriend en vyand verras en die wedloop gewen in 'n rekordtyd van 3 uur 9 minute en 25 sekondes. Dit is die stofstrate van Hopetown waar die 25-jarige Jantjies opgegroei het. Hy is nou 'n held in die gemeenskap en het die nodige superster verwelkoming gekry met sy tuiskoms na sy verrassende oorwinning die naweek in Kaapstad. Dit was die tweede keer dat Jantjies se ultramarathon aangepak het en het die pad aangevat met die oog op 'n goeie tyd en dalk 'n plek in die top 10. Maar hy wen, hy kon. Die mikpunt was altyd 'n tyd en nie posisie nie, maar dinge het so mooi geloop dat het op eerste posisie uitgekom het. Ek het goed gevoel en ek het gegaan vir die wen. Die kilo 48, toe weet ek nee, maar in oefeninge ons doen dit en daar is altyd die tyd om die pas op te tel en om alles uit te hardloop. So ek was meer voorbereid en ek het geweet okay, die manne is nog rondom my, so ek gaan hulle ek is sterker op die off-the-runs, so ek gaan hulle slap, Jantjies is dankbaar vir die hulp wat hy van sy afrigter Johan Hamlet ontvang het en ook vir die steun wat hy van sy gemeenskap geniet. Sy plaaslike afrigter sê hy het altyd geweet Arthur is 'n kampioen. Ek en Arthur het begin saamwerk toe hy by skoolatletiek deelneem aan baanitems. En dus toe ek gesien het dat hy baie hard kan werk. Hy het altyd na my toe gekom en hy was altyd ywerig om al sy sessies te doen. As ek gesê het, okay, ek gaan net 400 doen, dan het hy altyd deurgepoes om my 10 in te kry. Dit is wat maak dat hy vandag uitstaan. Jantjies se visie is nou om 'n internasionale 50 km marathons deel te neem. Hy hoop sy sege sal 'n sprankie hoop bring vir die afgeleë Vaaldorpie Hopetown en menige jong mense hier inspireer. Keith Suister, SAIK nuus, Hopetown in die Noord-Kaap. Dis dan waar ons groet vanaand. Die Afrikaanse redaksie is weer môre aan terug. Totsiens tot dan. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref verspreide buie kom voor in die sentrale dele van die land met enkele buie wat voorkom in KwaZulu-Natal, dele van die Oos-Kaap asook in die suidelike dele van die Noord-Kaap. Verspreid tot wyd verspreide buie kom voor in die Wes-Kaap asook verspreide buie in dele van die Oos-Kaap. Kom ons kyk na môre. Sterk wind kom ook voor langs die kus. Verspreide buie kom voor noordoostelike dele van die land. Anders is bewolkte toestande met enkele buie wat voorkom in dele van die Noord-Kaap en Noordwes, Vrystaat en dit strek tot in KwaZulu-Natal. Kom ons kyk na die weerwag wat uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en dit is vir ewige donderbuie. Dit kom voor in Noordwes, dele van die Noord-Kaap, asook in die Vrystaat en die noordwestelike dele van die Oos-Kaap. Rowwe see toestande kan ook verwag word langs die suidkus. Hierdie weerwag geld ook vir môre vir rowwe see toestande in die suidwestelike kus en dit kan navigasieprobleme veroorsaak, so wees asseblief versigtig. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n koel dag kan verwag word. Pretoria se maksimum is 21, Johannesburg se maksimum is 20 grade. In Limpopo enkele buie kom voor, ander koel tot warm. Sina se maksimum is 26 grade, Polokwane het 'n maksimum van 24. Dan beweeg ons kus langs na eerder Mpumalanga, 'n koel dag kom voor. Dit is warm in Skukuza met 'n maksimum van 31 grade. Carolina se maksimum is 26 met 'n minimum van 13. In KwaZulu-Natal
'n mooi dag kom voor, ander koel. Port Shepstone se maksimum is 25. In die Oos-Kaap verspreide buie kom voor in die suidelike dele van hierdie provinsie. Ander koel tot warm. Willowmore se minimum is 18 met 'n minimum van 8. In Malitswai se maksimum is 18 grade. In die Wes-Kaap 'n koeldag kan verwag word. Vredendal se maksimum is 20 grade. Kaapstad se maksimum is 17 met 'n minimum van 11. In die Noord-Kaap 'n koeldag kan ook verwag word. Kuruman se maksimum is 22, asook Kimberley, Kalvina het 'n maksimum van 15 en 'n minimum van 8. Terug in die binneland in die Vrystaat wyd verspreide buie kom voor in hierdie provinsie. Anders het ook koel tot warm. Bloemfontein se maksimum is 22, Gariepdam se maksimum is 17 met 'n minimum van 7. Dan laastens Noordwes 'n koeldag kan verwag word. Rustenburg se maksimum daar is 24 grade, asook Vryburg, Tosca se maksimum is 26. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.